Dis reg. Jong, ek het hieronder is 'n klomp geskatte. Hier is my volgende een, dis 'n pragtige storie wat ek gehoor het by iemand. As ek die naam sê om Appie Rigter, dan dink ek sal die meeste van julle vir hom Appie onthou. Ek mis hom Appie tot vandag toe. Hy is so seker al 4 jaar oorlede, maar oom Appie was 'n wonderlike mens en hy was verskriklik lief vir geskiedenis. So hy was absoluut een van my bronne by die museum, né? As ek wil weet wie boer op daai plaas of wie's daai een se buurman, bel ek vir hom Appie. As iemand iets aanbring by die museum en ek weet nie wat dit is nie, want dis voor my tyd, dan bel ek hom Appie. As ek 'n Fransina in die waanhuis skoonmaak, dan in die waanhuis is daar 'n klomp gereedskap, ou gereedskap. Dan per ongeluk skuif al die byskrifte. Dan bel ek vir hom Appie, dan kom sit hy hulle weer op die regte plekke, want ons weet nie. Maar oom Appie het my hierdie storie vertel en dit is my baie, baie kosbaar. Oom Appie het tweeling boetie, oom Henny, wat nog vandag leef, oom Henny bly in Eiserfontein. En oom Appie vertel toe hulle nou skool toe is, graad 1, ek kan nie eers presies, maar julle weet wat oom Appie gebeur, maar oom Appie het skool gegaan by Pools. Daar was 'n buiteskool Pools, so hulle daar begin skool gaan. En oom Appie sê daar was 'n jong man wat vir sy ouers gewerk het op die plaas. Die jong man was so 16, 17 jaar oud. En dit was die jong man, een van sy dagtake was om die tweelingkie, die twee seentjies, oom Appie en oom Henny, of Appie en Henny in daai tyd, om hulle skool toe te vat. So hy het elke oggend die perdekarretjie ingespan met een perd en dan het hy nou die twee seentjies gaan haal by die plaas. Hy is opgelaai met alles wat moet saam gaan skool toe. En onder andere dan elkeen 'n skotteltjie gekry. Oom Appie het dit 'n skotteltjie genoem en dit was. Dis soos vandag gebruik ons kosblikke. Daai was 'n skotteltjie met 'n dekseltjie en daarin het hulle ma vir hulle die dag se kos gepak. Dan het hulle nou saam met die mannetjie skool toe gery op die perdekarretjie. Nou Appie sê die dag, nie ver van die skool af nie, skrik die perd vir iets. Hulle weet tot vandag toe nie wat nie. En hy trek en op die ouene hardloop die perd van die pad af in die veld in. En oom Appie sê is nie lankie toe val Henny van die perdekarretjie af, maar hy sê hy klou, maar hierdie mannetjie, die ouer, die seun wat vir sy pa werk, probeer om die perd onder beheer te kry. Maar oom Appie sê soos hulle ry deur die veld, val alles af. Onder andere hulle skotteltjies met hulle kos. Hy sê maar op die ou perd onder beheer, hulle draai terug, hulle laai toe daarom nou so langs die pad weer alles op. En ook vir Henny, gelukkig het Henny toe glad nie te seer gekry nie, want dink nou 'n klein graad 1 seentjie, hoe oud 6, 7, wat van 'n perdekar afval, deur die genade het Henny nie te seer gekry nie, hulle laai op en die man besorg hulle toe by die skool. Maar hy sê hulle huil, daai twee, hy sê ek en Henny huil, want hulle het geskrik, hulle is klein. Hulle huil al die pad tot by die skool, maar toe juffrou daar is, toe voel hulle beter, die mannetjie het hulle toe by juffrou afgelaai, en hy is toe nou terug plaas toe, en hy het vir oom Appie se ouers gaan vertel wat gebeur het. Nou terug by die skool, oom Appie sê toe die skoolklok lui vir pause, toe hulle uitgaan, hier staan sy pa, oom Appie se pa, met 'n skotteltjie vir hulle elkeen. Toe het hulle ma weer gehoor wat gebeur het, seker verskriklik groot geskrik, maar so dankbaar deur die genade, niks het met die twee seentjies gebeur nie, dadelik weer vetkoek gemaak, hy sê toe sy vir hulle vetkoek gemaak, dit was hulle gunsteling, toe's elkeen se skotteltjie vol vetkoek, so dit was my baie mooi. En hierdie is 'n fotootjie wat ons in die museum het van die tweeetjies, toe hulle babietjies was. Ek dink daai kwaai een is om Appie. Om Appie sal verstaan, maar so, dit is, sien julle, so daar is baie kosbare stories. Nou gaan vandag, ons wil nie jaag nie, hier is nou 'n lekker item op die program, gaan gou 'n kompetisie hou. Maar ek dink dit gaan maklik wees, want julle is slim mense en julle almal ken al hierdie goed, maar gaan het hier vir ons 'n paar interessante goed waaroor sy vir julle 'n paar vrae wil vra. Julle moet nou sê, ek steek 'n hand op, want daar is iets wat jy kan kry. Wat is dit en wat het hulle daarmee gedoen? So, ek gaan nou die swaar een, ek gaan die ene wat die bangste voor is. Hier is 'n baie fyn koppie, baie mooi, en dan hy so dingetjie in die middel. Sien jy dit daai? Hy so dingetjie. Sandra het gesê sy weet maak. Dit is 'n snorkoppie. Vir die manne met die snore, dan drink jy, dan sit jy by al op die keer met jou snor.
swaar as jy sal nie hy lyk so. Hierbo. Hierdie kant. Hy so hier so sulke gaatjies, hè. Hier so sulke gaatjies. En dan hier so sulke lemme. En dan jy nou ja, maak hom die tafel vas en dan draai jy. Hierdie kant sê sy weet hoe baie wat jy moet doen. Dis 'n goeie kerk. Weet jy wat ek geweet? Erika. Nou. Hierdie ene. Hy lyk so. Hy is oop. Hy is oop in die middel en hy het so 'n skroef. Het jy hoe vorm nie? Amper so iets so. Hy Oom is warm. Hy oop is warm, ja. Dit is as die mense met die meer hoede gemaak het, het hulle die hoede gerek. Ja. Dat is dan so daai grootte wat dan moet wees. Jy moet onthou, hierdie kan jy maar eens by die museum gaan sien. Hierdie is so 'n bietjie makliker een skilder. Ja, jy het ook so ingesit, hulle het dit 'n corner genoem, né? En dan die border ingesit en dan druk hulle hom uit. En hulle het ons meeste van my tannie en my ma het almal borderpapiertjies gehad dat hulle plaas as 'n naam op was. Dan druk jy hom nou uit, wil nie uit nie. Dan druk jy hom uit, dan gaan hy nou druk jy hom op die papiertjie uit en dis 'n skrapertjie om hom te Ja, ek weet dat uitgeskryf mag Sonja. Ek sê nou soos die juffrou, julle moenie uitskreeu nie. Ek gaan by hierdie. Kyk hierdie een, ja, hulle moet van dit sit. Hierdie een. Ja, maar dit is 'n spesifieke skoenborsel. Nee, ek nou kan Dit is wat die krummels van die tafel, hulle het almal gesit om te eet. En dan het hulle die krummels van die tafel afgevee met die end. En dan het hulle die krummels van die tafel afgevee. Nou hierdie, ek het my ouma het by ons in die huis gebly en sy is dood toe ek in graad 2 was. En toe was sy al in haar 80er jare en dit kom uit haar huis uit. Sy het interessant, sy is 15 uit die skool uit en sy het gewerk by mense in Constantia. Daai dit was dit nou al die rich and famous en ek dink dit kom uit seker uit daai era uit. Dan hierdie is 'n skie. Dis al die weer ek seker. Weet sy? Ja, Dan het hy nie ingesit. Het hom nie ingesit en dan jy opgekrul. Ek het dit stres aan jou sê. Ek sê dit is 'n dagse was. dit is 'n dagse eer. Ja. Hier is wat oude hierdie. So knypertjie dan. Hy lyk so. Hy is so 'n knyper dingetjie wat so hy so hou dingetjie. Amper soos 'n tweede dingetjie. Nou kan ek vir julle wys, ek wil nou nie dit sit saam met die dingetjie. Almal het mos handskoene gehad, hierdie is 'n leer handskoen. En dan sit jy hom so in die vingertjie in. En dan druk jy hom nie af en dan rek jy. Jy maak hom die handskoen maak jy nou. Dan rek jy die vingertjie so Niemand het daarom geweet, maar dan gaan ek gaan. Nou, dit is alles ingaan. Ja. Nou het is hierdie ding, en ek kry dit in my tannie, 96 toe sy dood is, maar ek weet nie lekker wat dit is nie. So ek het gesê, iemand het vir my kan sê, hy haal het mekaar uit, so dan sy weet is seker nou voor. En dan druk jy hom. Maar
Ek het gedog as 'n stopper, maar nou sien ek Dis 'n ou parastool. ek sien nie. Ek sien nie al iets op. Ek het 'n parastool wat droog is in die veld. As die vrou so nie gestopper seker ek gedra. Dokter Brink is eers. Okay. As jy sien dokter. So al die goed en meer gaan kyk as op soek in die museum. Daar is 'n lekker. Baie